Goeiemôre julle. Môre God het 'n baie duidelike boodskap. Ja, die Gees baie duidelike boodskap gegee. Baie groot woorde gegee, goddelike natuur. Ons kry deel van die goddelike natuur. Nou soos julle kan sien, daar's 'n groepie mense wat op die water staan. En daar's 'n groepie mense wat in die bootjie nog sit. Nee. En dan is dit Jesus wat op die water loop. Die mense wat in die bootjie sit in hulle eie, die bootjie verteenwoordig soos gemaklikheid. Verteenwoordig soos, hulle sit meer hulle vertroue in die mensgemaakte fondasie, die boot, want hulle kan dit sien en voel en vat. Iets in nou. So hulle sit in die boot, want hulle kan die bootjie voel, hulle kan hom sien, hulle weet hy's daar, hulle gaan nie verdrink nie, nee. En dan is daar party mense wat sien wat Jesus doen. En hulle het uit die bootjie uitgeklim, en hulle loop op die water saam met Jesus. So vandag, wil die Here net sê, as jy nog in die boot is dit tyd om uit te klim. Want 'n mensgemaakte bootjie gaan vergaan. En as daai hout perish, en hy sien nie daar nie, hoe gaan jy oor die water bly, as jy nie saam Jesus op die water kan loop nie? Hoe? Jy gaan versuip, en as haie onder die water. Versuip. So ons kry deel, en wat God ook vir my gesê het is, as jy nie saam Jesus op die water gaan loop, as jy nie die onmoontlike kan doen, nou al nie, gaan jy nie die Bybel, sy woord kan lees soos hy dit vir jou sê nie, jy gaan die helfte van die seëninge mis, waarom hy jou wil seën, elke keer as jy Bybelstudie doen. Soos een vers, kan amper 'n halfuur se boodskap hê. My sus het altyd gesê, ek gaan nie dit sê nie. As hy idees kry of 'n nuwe idee of iets, dan sy het gesê, breinvaart, dit is baie cool. Maar anyway, ons moet ook maar die Bybel lees, net versie. Soos, kom ons begin by die begin. Hierdie een het ons op eintlik eers gesit het, maar kom ons begin nie. Paulus sê in Hebreërs 6 vers 1 tot 2. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar daar die volmaaktheid, die volmaaktheid is om op die water agter Jesus te loop. Dan moet jy deur die goddelike natuur, jy moet streef na die volmaaktheid. Na die volmaaktheid voorgaan, sonder om weer die fondamente te lê, die fondamente van die bootjie, te lê van bekering uit dooie werke. Bekering uit dooie werke is, toe jy, ek hoop jy het al bekeer, maar toe jy bekeer het, jy moet bekeer, dan moet jy nou nie weer teruggaan na die dooie werke toe, As jy sê, Here, ekskuus ek het nou so gevloek, ek gaan nie weer nie, of ek gaan probeer om nie weer nie, dan moet jy streef daarna om nie weer te vloek nie. Ekskuus ek het nou geskinder, ek voel nou skuldig, ek het nou geskinder. Kyk, jy kan nie elke keer terugklim in die boot nie, nee. As jy in die boot het, is dat jy op die water loop, dan moet jy dit nie weer doen nie. Dis dooie werke. Gaan sonder om weer die fondamente te lê van bekering uit dooie werke en van geloof in God. Geloof om te glo in dit wat jy nie kan sien nie. Jy kan nie die boot sien nie, maar die Gees is daar, laat jy op die water loop. Ek gaan nou mooi, van die leer van die dope en van die handoplegging, so as jy nog nie gedoop is nie, vra die Here, moet jy gedoop word? Die Bybel sê jy moet, dis woord. Jesus was ook gedoop. Toe Jesus die Israeliete deur die see gelei het, het hy hulle gedoop in die see en in die wolk en hulle is van die slawerny bevry, Amen. Dan moet jy oor die doop, dit word maar iemand. Van die leer van die dope en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordele. Daarom moet ons nie bly by die begin nie. Jy kan nie bly by die begin. Dis tyd om uit die boot te klim. Kom ons begin. Hierdie is al die verse wat ek gedoen as my Engelse maatjies in die Bybels wil. Ek wil dit in die begin gesit het. Goed dan.
Okay. Toe vra ek vir die Here, hoe ons gaan nou die boot uitklim, die wat nou die boot wil klim. Waar begin mens? Die Here het vir daai een mannetjie gesê, of hulle het ons gevra, wat is die belangrikste wet, gebod om te volg? Toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en daar sê jy die rympie op, soos jy hom lees, en soos jy hom geleer het in die sonnaskool, nee, dit is nie so nie, klim uit die boot, jy moet die Here vra as jy Bybel lees, maak my geestesoog oop, Heilige Gees, wys my die geheimenisse, dan gaan jy stil staan by die hart, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, in Jeremia 17 staan daar, die hart is bedrieglik, en hy word gedurig ondersoek deur die Here, deur die Gees. Die hart is ook waar wortels groei, waar sade geplant word, né? Van kleintyds af, by jou ouma kan dit al geplant geword het, né? Familie wat iemand wat jou sleg gesê het, iemand wat jou seer gemaak het, dan begin bitterheid groei. Iemand wat iets lelik aan jou gedoen het, God wat jou man of jou vrou of jou kind gevat het, onvergifnis, wortel wat groei. Wat se wortels is daar nog? Jaloesie, ek wil so graag 'n kar hê soos daai een, ek wil so graag 'n huis hê soos daai een, of begeertes. Dit begin in die hart, en dit is die belangrikste gebod. Jy kan nie som hier soos op die water loop, en met jou hele hart lief hê as daar te veel wortels is nie. Dis soos Jesus vir die saaier gesê, die saad wat geval het, op mooi grond, maar toe kom die dorings. Wat was die dorings? Dit was begeertes en bekommernisse. Dit het dit doodgemaak. Dan gaan jy versuip. Jy gaan versuip. Die hart, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart. Spreuke 4 sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit bepaal wie jy is. Dit bepaal wie jy is. Dit Spreuke sê ook vir ons, soos die water weerspieël in jou gesig, reflekteer jou hart wie jy is. Daar's wortels wat gebreek moet word. As daar 'n siekte is wat in jou familie volg, jy sê, it runs in the family. Hoor julle dit? It doesn't run in the family. Nee. Jy spreek dit, wie is die aanklaer? Die aanklaer is Satan, hy sê, God, ek spreek haar aan, sy het dit gespreek. Dit gaan gebeur. Wat jy sê? Okay, maar anyway. So, kom ons kom oor die hart. Laat die Here jou hart deursoek. As daar enige onvergifnis is, en toe sê die Here vir my, wat is die grootste trek wat 'n hart maak dat jy nie op water kan loop nie, wat hom swaar maak? The spirit of offense. The spirit of offense. Kyk gou hierso. Wat hier? Waar is hy? Psalm 55, vers 12. Ek het hom spesiaal in Engels gesit. For it was not an enemy that reproached me. Dit was nie Dawid se vyande nie. Then I could have borne it. Neither was it ye that hated me, that magnify himself against me. Dit was nie eers sy vyande of die mense wat hom gehaat het nie. Then I would have hid myself from him. But it was thou, a man my equal, my guide and my acquaintance. Julle, die duiwel gaan mense gebruik wat equal is in jou, wat naby is in jou hart, wat net 'n klein dingetjie daai eendag gaan sê. En jy gaan offended voel, en dan toch gaan 'n worteltjie groei. Hou op. Lukas 17:1. Then said he unto the disciples, Jesus het gesê, it is impossible but that offense will come. Offenses gaan kom. Dit gaan kom. En dan in Grieks, weet jy as die Grieks of die Hebreëse woord gelees het, is skandalon, was originally used to as offense, né? Offense, so originally word, jy weet die Grieks Hebreëse woord,
was Scandalon was originally used to describe the bite stick of a trap that hunters would use to catch small animals and birds. Dis 'n trap, die kleinste ding. Dis die duiwel wat jou trap. The spirit of offense. The hunters would place the bait on the scandal, the animal would take it and the hunter kills it. You can choose to become stronger or to become bitter. Bitter is die wortel. Die seer is 'n wortel. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Ek het maar net gesê ek moet dit in die begin iewers doen, want die vuur gaan dalk nie so lank hou nie. As daar 'n worteltjie in jou hart is, siektes wat van Louise kom, bitterheid, hartseer, sonde waarvan jy sukkel om ontslae te raak, iets elkeen het maar sy dingetjie. Wat jy sukkel, moet jy dit nou vir die Here gee. Jy moet nou repent, en jy moet vir die Heilige Gees vra om soos 'n balvuur op jou te val, sodat jy hier kan uitstap en sy woord gaan verkondig. Jy is nie hier om lekker te lewe nie. Jy is nie hier om lekker te lewe nie. Jesus gaan vir jou vra, wat het jy gedoen met jou gawes? Die gawes wat ek vir jou gegee het, wat het jy gedoen? Wat het jy doen, Hoofie? Hoor jy nou nie? Daar's blaadjies daar agter en penne. As jy iets het wat jy nou wil verbrand, vir die Here wil gee, kan jy dit gaan skryf? Jy gaan dit opvrommel en jy gaan dit in die vuur gooi en jy gaan sien hoe die Here dit verbrand. Kan ek vir julle iets vertel? Ons was by daai Karoo, maar doen jy eers dit? Ons gaan vir jou bid. Ons gaan 'n mooi agtergrondliedjie speel. Gaan die ding terugkom as jy daai ding speel? Ek sê oké, ja, dis fyn. Is daar iemand wat gou iets wil skryf en dit in die vuur wil gooi? Maak skoon jou hart. Daar's papiertjies, daar's penne en jy bid. Die Here gaan dit verbrand en jy mag nie weer teruggaan na die ou bitterheid en seer nie. Jy mag nie. Skryf dit op die vuur, ons gaan vir jou bid. Niemand kyk nie. Hulle kyk nie voor. Jy mag daai papier het verbrand, jy mag dit nooit weer terugvat nie. En jy mag nie weer dit gaan doen. Heilige Gees, ons vra net Here God. Here God, hier kom ons na U toe. Here, ons kom gee ons seer, ons gee ons wortel, sodat ons U met 'n skoon gewaste hart, Here, kan dien en loof. Here, ons bekeer van dit wat ons weghou van U, Here. Ons wil op die water loop saam met U en ons pleit, Heilige Gees, val op ons soos 'n bolvuur. Here, wys ons gawe vir ons uit dat ons dit kan gebruik. Here, daar waar hulle nou die papier in die vuur gooi, Here, verbrand dit. Here, en plant U liefde. Plant die nuwe wortel van genade en heerlikheid. Dat daar waar die wortel gepluk word, dat U heerlikheid sal skyn, Here. Dat U heerlikheid sal skyn uit die hart, Here. Waar die ander mense in die oë sal kyk, dat hulle Jesus sal sien, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. There is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord will. There is freedom. There is freedom. Dis weer aangaan. Dit was baie vinnig is wat ek gedink het. Dan moet jy my bel. Okay. Maar nou kom ons weer by die siel. Ons is nou by die volgende een, by die siel. Sien julle hoe lang vat nie een vers? Hoe baie dinge het die Here nou oopgemaak met een woord? Okay. Ek is nie reg nie. Wat wil jy lees? Op my slides wys. Okay, maar anyway, met jou hele oor,
Hy sien. Met jou hart, julle hart, en dan kom ons by die siel. In Genesis leer ons, God het vir Adam gemaak na die stof, né? Het hom lewende gemaak. Hy het sy asem in sy neus opgeblaas, sy lewende asem het hom geblaas. En toe wat gebeur? Toe raak hy 'n lewende siel. Jy het God se asem in jou. En jy weet dit goed. Maar besef jy dit? Sien jy Jesus loop of loop jy saam met hom? Sê jy dit vir ander mense? Sê jy dit vir hulle? Vir mense wat hom nog nie verhouding met hom nie, sê jy vir hom, elke keer as jy asemhaal, sê jy, ja, dis wat jy sê, elke keer as jy uitblaas, jy het God se asem in jou. Wat is die derde een? Met jou hele verstand, kennis, as jy nie vir Jesus ken nie, gaan jy nie agter hom kan loop op die water nie, want jy gaan nie in sy voetspore kan volg nie, want die Heilige Gees is die water, Jesus loop op die Heilige Gees, jy gaan nie op die Heilige Gees kan loop, as jy hom nie toelaat en hom nie ken nie. Ken hom in al jou weë. Soek eers die koninkryk van die res, van God en die res sal volg. Sorry. Kyk hier weer. So sê die Here, as jy nou in jou boot is. Onthou net julle, 'n boodskap hoef nie altyd vir jou te wees in die kerk toe. Maar dit gaan vir die een wees by jou werk, wat jy dit moet gaan oordra. Dit gaan vir die een wees by jou skool, by jou besigheid, by jou huis. Die boodskap kan dalk nie persoonlik vir jou wees. As dit vir jou is, gaan dit vir iemand wees wat jy sien in die week. Want die Here werk deur confirmations. OK, so sê die Here, vervloek! Jy kan nie vervloek wees. Is die man wat op die mens vertrou, op die bootjie sit, né? By mense wat hulle kan sien. En vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Kyk op my oor. Kyk my oor. Ek gaan nie vir Jesus kan sien. As my een oog fokus op daai mens wat my sleg sê, as my een oog fokus op my kar wat op die oomblik van Jeremy hulle se garage agter staan, die hele deurboks is uitmekaar gehaal, of daai jy kan nie op Jesus fokus en na jou en aan 'n kant te kyk nie. Jou hart gaan van hom af. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Hy gaan nie sien as die goeie kom nie. Maar dorp plekke in die woestyn bewoon en 'n brakkerige onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Ek gaan net gou aangaan. Hier sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart. Jy het jou worteltjies in die vuur gegooi. Hy skoon. Moenie laat hom nog kom. Die oomblik as daar nog kom, as iemand iets vir jou sê, as daar stres kom, as iets breek, as die donker kom, vra, is dit van die Here af? Nee, dit is nie. So sit dit onder die kruis in. Sit dit onder die kruis in. OK. 2 Petrus 1 vers 4. Ja, dis kragtig. Immers, sy goddelike krag. Het julle enige idee wat sy goddelike krag is? Ons gaan dit gaan. Kan ek julle net gaan iets wys? Vir die, as jy nou jou Bybelstories ken, hè, is dit baie cool. OK, kyk, fokus nou mooi. Won't you come to the light with your
Loves and wanting more than you know. You could feel it and believe it if you let it go. This is what we were made for. We were made for. This is what we were made for. We were made Okay, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles. Alles. Wat is alles? Alles is die Heilige Gees. Hy het ons alles geskenk. Sy goddelike krag. Dieselfde God wat die skepping gemaak het, dieselfde God wat Abel se bloed geoorloop het, dieselfde God wat die aarde verspoel het, daai rympie, die God wat die plaag gestuur het, die God is in jou. Daarom is ons vol hoop en moed. Amen. Gods vrug julle, ek het toe nou 'n bietjie dieper daarin gaan soek. Dis nie net die vrug van die Gees, Gods vrug, die vrug van die Gees groei uit die Gods vrug uit. Die Gods vrug, as jy hom nou dieper gaan soek, weet jy, ek het dit hier iewers geskryf. In Grieks in die Nuwe Testament, die hoofwoord vir Gods vrug is Eusebia. Kyk, dis goddelike toewyding. Okay, dit beteken 'n lewe wat wys dat iemand God eer. Daai godsvrug, daai Eusebia, spruit uit gehoorsaamheid uit. En die Here wys toe vir my, hoe belangrik is gehoorsaam. Ken julle daai storie van Saul, toe hy gaan fight het? Toe sê die Here vir hom, hy moet almal doodmaak. Die koning, die vrouens, die kinders, die diere, alles. Ken julle daai storie? En toe sê die mense wat saam met Saul fight, nee, ons hou die koning, want ons kan hom offer vir God. Eintlik wil hulle maar net vir almal wys hulle het gewen, nee. Ons hou die koning, en Saul is toe bang wat hulle van hom gaan dink, nee. En hy sê, okay, kom ons hou die koning, en Samuel sien dit toe. Samuel sê vir hom, kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer en luister beter as vet van ramme. Wat het Saul gedoen? Hy was wederstrewig en hy was eiesinnig. Hoor gou. Wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery. Wat is waarsêery? Dis 'n kommas in die hekse wat dooie mense oproep wat van sê wat in die toekoms gebeur, nee? Wederstrewigheid is dieselfde as waarsêery. Dis as jy rebel. Nee wat, hy doen dit, ek sal dit doen. Dis okay om nou saam te bly voor jy getroud is, want almal doen dit. Dis okay om net oor 'n klein saakie te skei, almal doen dit, die kinders gaan fyn wees.
Hardkoppigheid, weerstand teen gesag, plaas hy sy eie wil oor God se. Eie sinnigheid, as jy jou eie sinnigheid is, afgoderry, is dieselfde as afgoderry. Dit was net 'n eye-opener, wat hy vir my duidelik gewys het, soos 'n sweep, waar ons regtig moet dink. Ok, kom ons gaan aan. Hierdie ding gaan heeltyd wys, want dis 'n ontploffing die. Die Gees wys vir mens soveel hier. Die Gees bring geheimenisse en supernatural sci-fi goed hier uit. Jy loop op die water, as jy dit sien. Goddelike krag. Ok, dink ek het myself 'n bietjie vooruit gespring, ekskuus. Dan wil ek maar net vir julle hier een speel. Ag, verduidelik. Hoe verstaan jy God se goddelike krag? Hoe loop jy op die water? Hoe sien jy in die woord, in die Bybel, verse wat jy nog nie gesien het nie? Hoe hoor jy wat jy nie kan sien nie? Hoe sien jy wat jy nie kan sien nie? Verstaan jy wat ek bedoel? Hoe laat jy die Heilige Gees jou lei? Hoe lê jy jou hande op iemand laat hy net gesond word? Die Heilige Gees doen dit. Hoe laat jy die Heilige Gees deur jou praat, deur jou leef? Hoe verstaan jy sy goddelike krag? Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge. Ook die dieptes van God. Jy moet 'n pad staan, saam stap met die Heilige Gees. Jy moet hom voel, jy moet hoendervleis kry. Hy moet jou asem, jou vlees, jou bloed, jou als wees as jy lees. Jy moet eers bid en vir hom sê, ek gaan nou Bybel lees, wys vir my Heilige Gees. Laat ek hoor, laat ek sien. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie. Niemand weet wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie. Nie woorde wat ons nou vir ander mense gepraat nie. Maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Die natuurlike mens neem nie die, nee? Want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand, verstaan, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy moet die Heilige Gees toelaat om alles vir jou geestelik te kan beoordeel, sodat jy die Here met jou hele verstand kan lief hê. Alles nog uit jou Bybelvers. Maar die natuurlike mens, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou onderrig, maar ons het die sin van Christus. Amen. Yes. Dis baie cool, julle. Skus. Skus, julle. Ok, dan gaan ek nou eindig. Kennis. Baie belangrik. Die tyd saam God. Die tyd wat jy saam met God maak om hom te leer ken. As jy nie geestelik gelei gaan word nie, en as jy nie vir Jesus gaan ken nie, en jy klim wel uit die boot uit, gaan jy so 'n bietjie verdrink. Soek en jy sal vind, klop en hy sal oopmaak, so hy sal jou red. Maar wat eers vir my 'n bate was, Paulus wat hy praat ons
toe hy nou die woord gaan verkondig het. Hy het baie dinge gehad, julle. Hy was 'n ryk man. Maar wat eers my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Alles. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerklik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Terwille van hom het ek alles prysgegee. Jy moet jou goedjies in die bootjie los, alles prysgee en jy moet op die water loop vir Christus. As hy sê, hierdie is nie nou vir jou bedoel nie, dan is dit nie. As hy sê, jy kan nie so leef nie, dan gaan jy nou nie so leef. Okay, terwille van hom het ek alles beskou vir verwerklik, waar is ek? Vrygespreek ook. Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vryspreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Okay, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles byne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dieselfde God in die video, het julle gesien wat doen hy alles? Met jou gekies. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is. Nee, maak jou los van wat agter is. En strek jou uit na van wat voor is. Jy kan nie die een oog daar en die ander oog daar hou nie. Ek span my in om by die diensleer te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, en God het baie op dit, ons moet uitklim, ons moet geestelik volwasse word, want ons moet gaan verkondig, jy kan nie weet, ander mense kan nie vir Jesus in jou sien as jy nie geestelik volwasse is. Moet hierdie gesindheid hê, en as jy in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het. Ja. Kijk, dan wil ek net gaan, ek wou nog die beloftes en alles doen. As julle my preek kry, gaan lees asseblief die beloftes wat God vir jou gegee het. Dan wil ek eindig in die koninkryk. Om deel te hê in die koninkryk, om op die water te loop. Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Kom nie met sigbare tekens nie. Want kyk, die koninkryk van God is binne in julle. Waar mense hulle aan God onderwerp en Christus volg, word sy koninkryk sigbaar. Hoe gaan 'n mens die koninkryk binne? Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kindertjies glo mos almal alles wat hulle pappa of hulle juffrou of iemand sê, nee? Alles glo wat Jesus sê. Soek eers die koninkryk. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. Dat is klaar. Dankie julle. Met jou hele hart, met jou hele siel, die siel julle
is die plek, wat ek ook verder gelees het, die siel is die plek waar jy God se vrede en seëninge ervaar, die siel. Maar as jou hart nie reg is nie, dan gaan jou siel ook nie dit kan verstaan nie. Jou verstand gaan nie leer wat hy moet leer nie, die kennis opdoen. Dankie. Hoi. Okay, Nee, jy gaan net sê. Ja, baie dankie vir, ek weet hoe lank berei sy vir aan die woord. En ek weet vir elkeen wat hier sit, is dit 'n lewende ding. Vandag. En ek wil elkeen aanmoedig. Kry die notes, net wat ons opsit, gaan dit deur, werk deur dit, marineer in dit, en dit is waarin ons op pad is. Geestelike volwassenheid. En dit is vir my die lekkerste om in die dorp te kom. En ek sien by die patrys. En ek sien daar by die netkant hoe hulle die kinders afrig. En ek weet net, is hierdie ligstrale, hierdie ligkinders van God, wat William altyd sê, let us present him well. En so ek wil almal aanmoedig, kom ons klim in die boot in. Daar's 'n hele wêreld wat die Here nie ken nie. En Jesus is die enigste antwoord. So kom ons bid. Here, die Heilige Gees, bid vir die Heilige Gees. Here, ek wil sommer net bid, Here, waar U vir ons wys dat ons met die Heilige Gees laat lei. Heilige Gees, en ons vra vir U vir ons. Here, elke dag as ons oop kom, val op ons, Here. Val op ons, laat ons geestes oop kom. Laat ons op water loop. Laat ons goed kan sien wat U vir ons wys. Wat ons nie sou gesien het as ons deur die wêreld gelei geword het, maar laat ons geestelike goed sien, Here. Dat ons geestelike goeders kan doen. Dat ons kan bemoedig, die evangelie kan verkondig. Dat ons kan vir mense vir genesing bid, dat ons 'n woord van wysheid kan bring, of dat ons kan omgee, dat ons gawes kan gebruik, Here. Wys vir elkeen wat sy gawe is, dat hy dit kan gebruik, Here, as hy dit nog nie weet nie. Heilige Gees, alle eer aan U, alle lof aan U behoort die koninkryk, aan U behoort die alle lof en prys, U is die Alfa en Omega. Heilige Gees, U is God, Jesus aan die kruis. Heilige Gees, deur U werke sal ons leef, en mag elkeen van ons deur die Heilige Gees gelei word. U is ons God en geen ander. Amen.